Liewe gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, dit is u liefde wat ons hier byeen gebring het. En dit is die toppunt van liefde. Want u het u seun gestuur om vir ons te kom betaal, vir ons sondes, te kom voldoening doen. En hy het ons eerste lief gehad. Hy het na ons toe afgekom. Hy het ons tipe lewe kom lewe. Hy het onder sondaars kom woon. Hy wat geen sonde het nie. En toe hy onskuldig beskuldig is, het hy dit verdra, verduur. En soos 'n lam ter slagting gegaan om aan 'n kruis die betaling te doen vir ons sondes. Sodat ons mag verlustig in u genade, in u liefde. Ons gebed is, Here, dat u liefde ook wederliefde in ons harte sal opwek. Liefde vir u, wat ons nou net gehoor het, nie eintlik eens beteken dat ons iets voel nie, maar dat ook natuurlik, maar dat ons doen, dat ons gehoorsaam is, dat ons u wil soek, dat ons dinge vir u doen, dat ons die eie ek prys gee, dat ons eie koninkryke prys gee, en u as ons koning ken en dien en aanbid en eer en verheerlik en oor u praat en u verkondig. Ja, ook dat ons lewens dit sal vertoon dat ons nuut gemaak is en anders gemaak is. En daarom bid ons dat u Heilige Gees in ons harte sal gee om ons van binne af te verander. Dat ons nie maar net dinge doen uiterlik. Ons word baie keer bang, Here, as ons besef hoe min ons nog innerlik verander is. Hoe ons nog steeds dink en reageer soos die ou mens. Daarom vra ons, regeer ons met liefde deur u Gees, sodat ons aan u gehoorsaam sal wees. En so bid ons ook dat u ons sal leer om liefde vir ons naaste te hê. Is so maklik om hulle lief te hê wat soos ons is. Maar wanneer mense anders is as ons, anders dink, anders doen, wanneer mense moeilik is, dan is dit altyd moeilik om liefde te bewys. Gee vir ons u genade, die krag van u Gees, om dan ook teenoor ons naaste die liefde te bewys. Op hierdie dag dra ons graag die ma's, die moeders in ons lewens en in ons gemeente aan u op. So dikwels is ons ma's die gom wat gesinne bymekaar hou.
Ons bid sodat U ook vir ma's daardie liefde steeds sal gee, dat hulle nooit sal moedeloos word nie, maar omdat hulle U kinders is, liefde sal uitstraal. Ons bid graag, Here, vir onsself, elkeen, vir elke lidmaat, vir elke gesin. En ons weet, daar is van ons wat siek is, wat oud is, eensaam, worsteling, een of ander probleem in die lewe het wat ons moet probeer hanteer. Ons vra vir U genade in elkeen se lewe. Hoor ons, versterk ons in ons geloof en vergewe ons tog ons sondes om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit Matteus 16. Baie bekende gedeelte, ek verbeel my half, ek het jare wat terug hier ook hieroor gepreek, maar vandag se konteks is bietjie anders. In Matteus 16 vers 13, baie bekende gedeelte eintlik. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Seun van die mens is 'n manier waarop hy oor homself praat, na aanleiding van Daniël. Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê te vir hulle, hier's waar die kruks lê, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die seun van die lewende God. U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom: Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed, mense, het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus. Petrus beteken in Grieks rots, of die woord Petrus beteken rots. Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van Hades, of die hel, sal dit nie oorweldig nie. Mens kan ook sê, sal nie daarteen stand hou nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En hierdie is ons teksgedeelte. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees. Wat jy ook al op aarde vrylaat of loslaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy sy disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat jy op aarde vrylaat, sal in die hemel ook vrygelaat wees. So geliefdes, wanneer ons die woorde gebruik, die sleutels van die koninkryk van God, die koninkryk, sleutels van die koninkryk, dan is ek seker daar's in jou geheue iewers, uit jou katkesasie daar, iets wat so na vore wil kom. Jy onthou iewers, okay, ek het al gehoor van hierdie ding van die sleutels van die koninkryk. So, in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 31, staan daar, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? So, kan jy nog onthou? Kan jy onthou, wat is die sleutels van die koninkryk? Ons sal altyd by die gesprek met die katekisante vra, wat is die sleutels van die koninkryk? Dan gaan ons vir hulle sê, hoeveel is daar? Noem hulle. Wat is dit? Ons is in ons preektemas, ek sal nou terugkom daar. In ons preektemas vir verjaar is ons besig met die koninkryk van God. En kom ons herinner onsself net vinnig, gou-gou. Die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Die koninkryk van God is nie in die hemel nie. God se koninkryk is in die eerste plek 'n toestand. En God se koningskap breek deur, daar word sigbaar, daar waar God as koning erken word. Natuurlik is God koning van die heelal, maar die koninkryk breek sigbaar deur, daar waar mense hom ken, waar mense hom bely. Dit is ook waarvoor ons bid, wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, dat al meer en meer mense God sal ken, erken, bely as die koning van die heelal, die skepper en die versorger.
En vanoggend praat ons dan oor die aanbreek of die deurbreek van hierdie koninkryk of koningskap van God deur die sleutels van die koninkryk. Hierdie koningskap van God waarvoor ons bid, breek aan, breek deur. Die Here gebruik die sleutels van die koninkryk om daardie koningskap te laat deurbreek. Ons skrifgedeelte vertel hoe Jesus sy disippels leer oor juis hierdie manier waarop die koninkryk gevestig gaan word. Hy sê vir Petrus, ek gaan vir jou die sleutels van die koninkryk gee. Ek sal vir jou, Petrus, die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. Wat jy op die aarde vrylaat of losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. Ongelukkig word hierdie woorde van Jesus baie keer, ongelukkig, regtig, sleg verkeerd verstaan. En ek is nie besig om iemand te bash nie, maar ons Rooms-Katolieke broers en susters is een groep wat hierdie woorde van Jesus regtig waar verkeerd verstaan. Want, julle is seker almal bewus dat ons 'n nuwe paus het. 'n Nuwe hoof van die kerk. Kyk nou word ek tereggewys. Ons is almal bewus daarvan van hierdie proses wat nou deurgegaan is om 'n nuwe paus aan te wys. Daar was 'n fliek onlangs met die naam Conclave wat ook nogal belangstelling hierin veroorsaak, wit rook en swart rook en allerlei goeders. Maar ongelukkig is dit juist so dat die Rooms-Katolieke kerk hierdie woorde van Jesus absoluut verkeerd verstaan. Hulle reken dat Jesus as ware vir Petrus aanwys as die eerste paus en dat die sleutels van die koninkryk aan Petrus persoonlik gegee is. En dat hy dus eintlik die draer word van die koninkryk. En dan oorhandig hy hierdie sleutels aan sy opvolgers, een paus na die ander. En die gesag wat gepaard gaan met die sleutels word dan ook oorgedra van een paus, een papa na die ander toe. Ek is seker, julle het al iewers gehoor van die sogenaamde ex cathedra uitsprake van die paus, waarin daar beweer word, of die Rooms-Katolieke kerk beweer dat as die paus op sy amptelike stoel gaan sit, daai regterkantste foto, en hy gee daar, en hulle noem dit 'n bull, 'n bulla, hy gee 'n amptelike uitspraak, dan is sy woorde so goed soos die Bybel, want hy is Jesus se verteenwoordiger hier op aarde, hy is die hoof van die kerk, sê hulle, en sy woord is so goed soos die Bybel self. En die pause, die een na die ander, hierdie gesag. Volgens hierdie benadering is die sleutels van die koninkryk dan in die hande van die aardse hoof van die kerk, asof die kerk 'n aardse hoof het, en asof daar 'n hoofkantoor is vir hierdie kerk in die Vatikaanstad. Inderdaad, broers en susters, dit is so, om vir Louis te antwoord, dat die Rooms-Katolieke kerk glo, dat as jy nie aan die Rooms-Katolieke kerk behoort nie, is jy eintlik nie lidmaat van die kerk nie. Dan is jy nie deel van die kerk nie. Dit is hoe erg dit is. Maar ek en jy weet, Jesus is die hoof van die kerk, en die gemeente, of gemeentes, is sy liggaam. So vir daardie verstaan van die koninkryk van God en die sleutels van die koninkryk, is daar regtig waar nie Bybelse regverdiging. Maar, as ons dan nou hoor wat Jesus nie bedoel het nie, dan is dit soveel belangriker dat ons wel sal hoor en verstaan wat hy wel bedoel. En het lyk vir my as daar twee belangrike dinge is wat ons moet na kyk. Die eerste hiervan is, die sleutels van die koninkryk, en hierdie is regtig waar 'n kern vir die verstaan van wat hier gaan. Die sleutels van die koninkryk was nie 'n onbekende uitdrukking onder die rabbies en die skrifgeleerdes in Jesus se tyd nie. Dit het verwys daarna dat daar 'n opdrag was of 'n gebruik, dat wanneer iemand iets wil weet oor die Torah of die Ou Testament,
dan kon hy na 'n rabbi toe gaan en hy vir die rabbi vra, vertel vir my, wat beteken dit? As die wet sê, mag op die Sabbat nie werk nie, dan kan jy gaan en jy kan vir die rabbi gaan vra, as ek dit doen, is dit werk? En dan, as ek dit doen, is dit werk? En dan sal die rabbi sê, ja, nee, dit is werk, nee, dit is nie werk nie. So die rabbies het soort van 'n hermeneutiese sleutel gehad om die Ou Testament te verduidelik. Ek het van hierdie goeders nagelees en ons het by die Bybelstudie op een afgekom, hierdie ene. If your dog dies in your house, is your house clean or unclean? Dis nou 'n vraag wat jy aan 'n rabbi kan vra. Unclean. If your dog dies outside your house, is your house clean or unclean? Clean. But if your dog dies on the doorstep, is your house clean or unclean? Die antwoord, if the dog died with his nose pointing into the house is unclean. If the dog died with his nose pointing away from the house is clean. Dit is die sleutels, gebruik van die sleutels deur die rabbies, om die wet te verduidelik en toe te pas. Dit is eintlik ook presies wat Jesus doen in Matteus 12 vers 1 tot 8. Onthou julle wat daar gebeur? Sy disippels loop deur die koringvelde op 'n Sabbat en hulle vat van die koring, hulle begin dit so uitvryf en die geleerdes kom en sê, wat doen jou mense? Hulle werk op die Sabbat. En dan gee Jesus, sê vir hulle, ek maak hulle los. Ek sê hulle kan dit doen, dit is geoorloof. So dit is hierdie tipe gesag, die verklaring en verduideliking wat deur Jesus gegee word aan Petrus, die reg, die opdrag daartoe. So wanneer Jesus weg is na die hemelvaart, dan moet daar interpretasie wees van die Ou Testament en van hom wat Jesus is. Soos wat Jesus self 'n nuwe en die ware interpretasie van die Ou Testament kon gegee het, in kontras met wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes geleer het, so word daar vir Petrus gesê, jy moet nou vir die mense die ware interpretasie van die Ou Testament gaan oopsluit. Dis in die eerste plek wat bedoel word met die sleutels. Maar hy sê dit vir Petrus. Is die Romeinse dan nie reg om te sê, maar dit behoort aan Petrus en sy opvolgers nie? Twee dinge. Petrus sê hy is die rots. Petrus is die rots. Wat word daarmee bedoel? Dat dit persoonlik in Petrus lê en sy opvolgers? Nee. Histories, geskiedkundig is dit so, dat Petrus die Nuwe Testamentiese kerk begin het. Ons sou vandag sê, hy die Nuwe Testamentiese kerk gelons. Wanneer? Pinksterdag. Heilige Gees is uitgestort, klomp mense by mekaar, wat gaan hier aan? En Petrus staan op en hy sê, en hy preek. En op daardie dag begin die Nuwe Testamentiese kerk. Dis die rots van waaraf die kerk ontwikkel. 'n Gemeente van 3000 plus mense ontstaan op daardie dag. Maar Jesus sê nie net Petrus is die rots nie, wat sê hy nog? Op hierdie rots, hierdie vestiging van die kerk, sal ek my kerk bou. Nie Petrus se kerk nie. Nie mense se kerk nie. Op hierdie rots, hierdie vestiging van die Nuwe Testament, op daai vestiging, op daai begin, sal ek my kerk bou deur die eeue heen. Sy kerk. En daarom sê Paulus elders, dat Jesus die hoeksteen is. Petrus het die werk begin, spoedig duidelik, dat al die ander disippels is wat saam aan die kerk bou. Daar's 'n Latynse frase wat sê, primus inter pares, en dit beteken, hy is die leier onder gelykes. Al die apostels saam, ontvang die sleutels om die koninkryk te laat deurbreek. Dis inderdaad hierdie groep mense, die apostels, wat die regte interpretasie van die Ou Testament gee, as ook aan Jesus se bediening. Hulle verduidelik vir ons, hoe moet ons die Ou Testament verstaan? Hulle sê, wat die gebruike en die beginsels is van die Nuwe Testamentiese kerk. Die sleutels van die koninkryk van God
is aan Petrus en die disippels gegee. Daarom, as jy my nie glo nie, gaan lees jou belydenis en die belydenis van Nicea wat sê, ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Wat beteken dit? Ons is nie 'n apostelkerk soos hierdie ander apostelkerke ken nie. Dis op die apostels gebou. Dis hulle wat ons leer hoe God se koninkryk oop en toegesluit word. Maar dan moet ons ook weet, wat is Jesus se bedoeling? Hoe moet ons dan vir Jesus verstaan? Waaroor gaan dit? Wat is hierdie ding wat die apostels vir ons geleer het oor Jesus, oor die Ou Testament en oor Jesus? Daar's 'n konteks vir hierdie oorhandiging. Jy sien, net voor hierdie opdrag aan die disippels oor die sleutels het Jesus vir hulle gevra, wie sê die mense, wie is ek? Een sê Johannes die Doper en ander, dis allerlei spooke en geeste en Jeremia en die mense is aan die gis. Wat sê die mense? En dan sê hy vir hulle, maar julle? Wie sê julle? Wie is ek? Ons ken dit. Petrus kom met die bekende belydenis, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie woorde van Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God, sê vir ons wat die wese is van die sleutels van die koninkryk. Op meer as een manier, maar kom ek verduidelik. Hierdie wete dat Jesus die Christus is die sleutel waarmee jy die Ou Testament verstaan. Ek hoop julle verstaan wat ek nou sê, want dit is die belangrikste ding. As jy die Ou Testament nie met hierdie sleutel lees nie, bly die koninkryk van God vir jou geslote by 'n manier. Want die wet of die Ou Testament was tot op daardie stadium verstaan as 'n wet wat jy moet volg met allerlei offers en goeders wat jy moet doen om vir God te sê, kyk, ek is goed genoeg. Ek verdien dit om gered te word. So jy was vasgemaak of losgemaak deur die sleutels van die rabbies wat vir jou gesê het, dis goed en dis nie goed nie. Volg daai wet, los daai wet. Nee. Die feit dat Jesus die Messias is, die Christus is, gee egter vir ons die regte perspektief op die uitleg van die Ou Testament. Alles in die Ou Testament, hier is groot woorde, alles in die Ou Testament het na Jesus vooruit gewys. Alles. Al die wette in die Ou Testament, al die seremonies, al die offers, alles is vooruitwysings na Jesus toe. Die Ou Testament kan net verstaan word in die lig van die Nuwe Testament. So het Jesus self dit verduidelik en so die apostels dit ook gepreek. So, Jesus sê vir die Emmausgangers, wat 'n gebrek, onthou julle, ek wil nie eers te veel praat want dan gaan ons te lank aanhou, maar hy loop saam met die Emmausgangers na die opstanding, loop hy saam, en hulle praat oor hierdie goeters wat gebeur het in Jerusalem. En hy sê vir hulle, waarvan praat julle? Hy sê, wat? Is jy 'n vreemdeling? En hy sê, ja, maar hier was hierdie man Jesus en hy's gekruisig en nou sê die mense hy het opgestaan, ons weet nie eintlik wat aangaan nie. En dan sê Jesus, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie, Ou Testament? Moes die Christus nie al hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Paulus sê Romeine 15:8, ek sê vir julle dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het ter wille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die vaders kon vervul of kon bevestig. Of dink aan Petrus op Pinksterdag, Handelinge 2:36. Die hele Israel moet vas en seker weet God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Wil jy die Ou Testament verstaan? Dan moet jy leer om Jesus in die Ou Testament raak te sien. Julle ken verseker glo ek die ou beeld van die roosknop of die blomknop en die oop blom. So alles, die Nuwe Testament is die oop blom met die heerlikheid van die Christus. Ou Testament is soos 'n blomknop. Alles wat in daai blom moet wees, is daar reeds. Maar hy word oopgemaak sodat ons dit kan sien en kan verstaan. Jesus, Matteus 5:17 sê self,
Ek het gekom om die wet en die profete te vervul. So wat is die sleutel vir die koninkryk van God? Is dat Jesus die beloofde Messias is. Maar daar is meer. Want daar is 'n inhoud aan Jesus. Daar is iets baie spesifieks aan hierdie oop en toesluit van die koninkryk. En dit gaan baie eenvoudig oor jou verstaan van hoekom Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Ek kan dit uit duisende tekste vir julle verduidelik. Kom ons kyk na een of twee. Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo in Jesus. Romeine 3 vers 21 tot 22. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getree, die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Dis die sleutel van die koninkryk. Te weet, Jesus, die beloofde Messias, en hy het gekom sodat die wat in hom glo ewige lewe sal hê. Toe antwoord Petrus hulle: bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God wat sal julle sondes vergewe, julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek het my voorgenem om julle niks anders te praat nie as oor Jesus Christus, wel hom die gekruisigde. Geliefdes, die koninkryk van God, God se koningskap, word oopgesluit wanneer daar aan mense verkondig word dat Jesus die saligmaker is, die verlosser is, wat in hulle plek die straf op hulle sonde gedra het. En elkeen wat dit glo, en elkeen wat dit aanvaar, hulle word vrygespreek. Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Maar as jy dit verwerp, as jy die boodskap van Jesus verwerp, dan sê Matteus 3:10, die byl lê klaar teen die wortels. Die byl lê klaar teen die wortels. So elkeen wat glo, is 'n kind van God. God se koninkryk, God se koningskap gaan vir jou oop. Jy gaan die poorte in. Maar as jy Jesus verwerp, dan slaan die deure van God se koningskap voor jou toe. God is nie jou koning nie. En dit gebeur dan deur jou eie ongeloof. En daarom is die toepassing van die kerklike tug ook niks anders nie as 'n sleutel van die koninkryk. Die kerklike tug is 'n geestelike saak en die toepassing van Jesus se boodskap in mense se lewens. Maar as iemand vir jou sê, jy sê dat jy 'n Christen is, jy bely dat jy 'n Christen is, dat jy God jou koning is, maar jy leef soos 'n hooligan, jy leef soos 'n heiden, bekeer jou. Dit is die toepassing van die Christelike tug en dit is die gebruik van die sleutels van die koninkryk. Want Matteus 3:10 sê ook, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Geliefdes, ek is amper klaar. Ek persoonlik hou van 'n storie met 'n kinkel in die kabel. 'n Twist in the tale. Hierdie boodskap is aan die kerk toevertrou. Hierdie boodskap van Jesus is die vervulling van die Ou Testament, Jesus is die saligmaker, glo in hom. Dit is aan die kerk toevertrou. Maar daar's 'n kinkeltjie. Die sleutels van die koninkryk is aan die kerk toevertrou, ja, die leiers, soos apostels, en evangeliste, en herders, en leraars, en ouderlinge, maar wie is eintlik die kerk? Ek, jy, ons is die kerk. Kerk lê nie in 'n struktuur of 'n pauslike struktuur of 'n sinodale struktuur of wat. Ek en jy, ons is die kerk. Het jy dalk opgelet wat die tema van vanoggend se prediking is? Die sleutels van die koninkryk in die hande van disippels. Ek en jy, kerk, disippels. Hierdie sleutels, ja, behoort aan die kerk amptelik, maar is deur God gegee aan my en jou, elkeen, as gelowiges.
Ek en jy is mos gesalf tot profeet, priester en koning. Ons is Christene omdat Jesus die Christus is. So lees ons van die eerste gelowiges wat deur die vervolging in Jerusalem versprei is oor die wêreld. Ken julle dit? Ek dink dit is een van die belangrikste tekste in die hele Bybel oor die plek van gelowiges. Handelinge 8 vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Ons verkondig die evangelie aan ons kinders, aan ons familie, ons vriende, ons bure, almal wat ons pad kruis. Sleutel van die koninkryk is aan my en aan jou toevertrou. Ons doen dit deur woorde, ons doen dit deur dade, en ons leer in kursusse soos die Hawesters waarvan ons gepraat het, oor hoe om dit te doen as jy dalk onseker is. Maar ons word ook geroep om die sleutels te gebruik teenoor hulle wat volhard op die ou paaie. Dink aan Matteus 18, as jou broer verkeerd opgetree het, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. Galasiërs, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so 'n persoon in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Die sleutels van die koninkryk is in die hande van disippels. Die kerk, ek en jou. So, ek's klaar. Kon jy toe onthou, toe jy gedraai het na jou bankmaat toe? Hoeveel sleutels is daar? Kan jy onthou? Ja, is 2. 2 sleutels. Wat is hulle? Is die verkondiging van die woord, verduideliking, die vertel, die evangelie, en ook die toepassing van die Christelike tug. Maar, beide van hierdie is eintlik niks anders nie as die beligting van Jesus as die Messias. Glo in hom, en jy sal gered word. Verwerp hom, en jy bring die oordeel oor jouself. Dis die sleutels vir God se koningskap, om in jou lewe ontsluit te word. Kom ons sit net so, dan bid ons. Dankie Vader, vir hierdie eintlik ongelooflike groot verantwoordelikheid wat U aan ons gee, naamlik om die koninkryk uit te dra in hierdie wêreld. U gee vir ons die sleutels. Die verstaan van wie en wat Jesus is, die oordra daarvan aan almal wat ons pad kruis, en selfs die verantwoordelikheid om aan hulle wat volhard in sonde te getuig dat U liefde oneindig groot is en dat hulle tot U kan bekeer. Geef vir ons die genade en die krag hiertoe om U naams ontwil. Amen. Jy gaan leef in hierdie week in die koninkryk van God onder sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.